Gemeente, ons staan vanoggend stil by 'n gedeelte van die Jakobusboek en ek wonder of ek al uit daardie boek gepreek het. 'n Eienaardige boek in die sin van die vergelyking tussen Jakobus en die res van die Nuwe Testament. Daarom noem baie dominees die Jakobusboek as die Spreukeboek van die Nuwe Testament. Klomp bevele doen dit moets en moenies. Vol moets en moenies, net soos die Spreukeboek. En hierdie boek word geskryf aan, as ons kyk na die inhoud en ons ontleed dit en kyk daarna, het die meeste mense saamgestem dat die boek was geskryf destyds aan Joodse Christene. Dit vertel nie vir ons in die boek self nie. So ons moet aflei aan die inhoud daarvan, die stemtoon, die instruksies en sovoorts vertel vir 'n mens dat die persone wat daardie brief gelees het, moes vertroud gewees het met die Ou Testament, want baie daarvan skakel daarmee. Die Jakobusboek dan kry vir ons 'n klomp morele riglyne, moets en moenies, maar hy fokus veral op geloof, vertroue, baie sterk. Dis die sentrale tema vir baie mense, insluitende ek self, en dan brei hy uit. Hy begin met wat is geloof, vertroue. En sy punt is vertroue kan nie net iets wees wat tussen jou ore is nie. Vertroue kan nie net iets wees wat ek glo en dis 'n standpunt en ek weet ek moet dit doen en ek doen dit soort van wat betref die toekoms en as daar geld sal wees en gesondheid. Jy weet wat ek bedoel. So geloof moet werkend wees. Ek moet dit sien in my lewe. Ek moet dit veral sien in my optrede, né? Ons optrede wys vir ons as mense wat is werklik in ons lewe. Wat is belangrik vir ons lewe? Wat moet ek doen? My optrede wys vir my verhouding met mense, my man, my vrou, my kinders, my werk ensovoorts. En so moet ons vinger kan lê op ek het dit gedoen omdat ek die Here vertrou. Selfs al is dit net in my hart dat ek vir die Here kan sê, Here, ek is rustig want dis my vertroue dat U sal sorg. Maar dis sy punt wat hy sê. Hy sê geloof kan nie net iets wees wat staan in die Bybel nie. Julle as Christene sê vir daai mense, julle moet dit praktiseer. Dit moet werklik iets wees wat werk in julle lewe. En dan kom hy uit, as gevolg daarvan wys hy vir ons nie net hoe effektief dit moet wees nie, maar ook dan die resultate wanneer Christene beproef word. Nou gaan hy verder en hy kom by waar die rubber die pad slaan. Situasies in jou lewe, veral teëspoed. 'n Mens se vertroue is baie sterker ervaar in jou lewe in geval van teëspoed. In geval van dinge wat vir jou moeilik is, in geval van dinge wat ek nie reg kry nie, in geval van verhoudings wat jy niks kan doen nie, maar dit is moeilik. Jou werk, jou baas miskien, jou familie. Is daar iemand met wie dit vir jou moeilik is om met daai persoon 'n verhouding te hê? Al is dit by die werk, maak nie saak hoe nie. Daar en ander aspekte van ons lewe wat vir ons moeilik is, wys vir elkeen van ons, waar is ek met my geloof? Waar is ek met my vertroue? En onthou net, geloof, maklik om te onthou, is soos 'n muntstuk. Die Bybelse geloof uit twee kante, muntstuk het net twee kante. Die een kant is ons geloof, alles wat in die Bybel is. Alles wat in die Bybel is my fondament. Alles wat ek glo in die Here vir my lewe, moet ek op 'n manier terug kan kry tot by die Bybel. Dis waar ons vandaan kom. Dis waar ma en pa alles gekry het en vir ons geleer het. Dis waar ons alles vandaan kry om vir ons kinders te leer. Geloof aan die een kant, die Bybel aan die ander kant, toepassing. Nou doen ek dit omdat ek glo. Omdat ek in die Bybel glo, omdat ek glo in die Here wat ek in die Bybel gelees en gesien hoeveel keer hy wonderwerke gedoen het en tot die oortuiging gekom het, daar's niks in my lewe wat vir hom ooit te moeilik sal wees nie. Vertrou ek op die Here. Ek vertrou. Ek maak staat op die Here. Dis geloof, Christelike geloof. Christelike geloof. Geloof moet daadwerklik wees. Ons vertroue in die Here is juist dit wat ons help waar ongelowiges geen hulp het nie. 'n Goeie vergelyking as jy jou geloof areas, jou geloof uitdagings, as jy dit vergelyk en dit wat jy het met mense wat nie Christene is nie, dan sien ons baie duidelik die verskil tussen ons. Ek vertrou vir die Here vir gesondheid. Ek vertrou die Here gaan vir my help dat ek veilig Kimberley toe ry en terug. Mense wat Christene het niks nie. Dis net jy.
Dis net ek wat gaan bepaal of gaan help of seker gaan maak dat ek nie in 'n ongeluk is tussen hier en my vakansieplek en terug nie. En dan is ek nog steeds oorgelewer aan iemand anders wat in my vasry. Wat maak ek dan? Vrees. Vrees, 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 vrees. Pille, 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 pille. Dis die mense daar buite, my broer en suster. Ek dink baie keer besef ons nie in watter mate ons juis op die Here vertrou nie. Ons neem so aan dit sal. Ons neem so aan dit sal. In alles wat ons neem, dit sal goed gaan. Geloof en vertroue. Jakobus vra ook vir ons dat ons geloof en vertroue in die Here gaan ons verander. Dit verander ons, dit maak dat ons omstandighede meer en meer te bowe kom. Meer en meer heers oor jou slegte omstandighede. Of jou omstandighede, mense met slegte omstandighede heers oor hulle. Worry, of jy heers daaroor. Nee. Al klop bekommernis 100,000 keer aan jou deur, bekommerd. Nee. Nee, bekommernis hoort nie in my lewe nie. Daar's hy. Dis wat vertroue doen. Dis 'n aksie en dis 'n energie. Dis 'n ongelooflike energie wat die Here jou help mee. Hy help ons in alles. Maar hy sê vir ons dat slegte oomblikke, Jakobus, nie oor ons heers nie, die laaste sê het nie. Hy wys vir ons uit dat Christene moet dan teëspoed beskou as guldige geleenthede. Guldige geleenthede wat dit toets vir ons hoe sterk ons geloof en vertroue is. Ek is met 'n paar lidmate deur sulke fases van hulle lewe waar dit sleg gegaan het, waar slegte nuus en toekomstige katastrofe hulle gedreig het. Toe my nie help ons as ons nie hier 'n oplossing kry nie. En dit was erg. Dit was erg. Die ergste is met jou kinders, né? Jou kinders groot genoeg is om te trou. Wat maak jy as jy weet voor jou siel hy of sy wil met die verkeerde persoon trou? Dan sweet jy. Dan sweet jy, my broer, suster, dan jy weet wat voor lê. En dis waar ons hulle begin het. Dominee, help ons, gehelp, verduidelik en saam met hulle die pad gestap en hulle is vandag nie dieselfde nie. Deur daai teëspoed geweldige groei in hulle vertroue. Op die ou end, die Here het gekom, hy het daai persoon weggevat en nou is daar een, wie weet op die toekoms wat nou, hulle praat van 'n goeie een op die toekoms wat op die horison is. Die Here het gekom en sy mag op hulle gewys, sien jy? Ek maak dinge moontlik wat onmoontlik is vir jou. Hy het alles net so omgedraai. Wonderlik. Daarom het ons dit nodig, my broer en suster. Dit is daardie geloof is soos 'n spier, ek is jammer. Hy is net so sterk as wat jy hom oefen. En dan help die Here vir ons. Laas jaar was 'n geloofsjaar. Né? Was laas jaar nie 'n geloofsjaar vir julle nie? Is hierdie jaar nie 'n geloofsjaar nie? Wie gaan sy werk behou teen einde van hierdie jaar? Jy seker? Wie gaan nog in Lime Acres 'n werk kry teen die einde van hierdie jaar? Ja. En jy seker? Ek glimlag net so breed. As ek sien die Here is aan die werk, dis die mooiste en die wonderlikste ding in hierdie lewe, my broer en suster, vir lidmate, vir elkeen van ons. Ons moet weet, hierdie onsigbare God, is hy hier? Weet hy wie ek is? En wanneer sulke goed gebeur, dan is dit negatief. Maar jy weet, hier's God op die toneel. Maar nou doen hy hierdie onaangename aan my. En al wat 'n lidmaat is, gaan deur dieselfde stryd, my broer en suster. Is die Here lief vir my? Is dit 'n goeie God? Hoekom nou hierdie teëspoed? Hierdie teëspoed. Vertroue. Maar agter vertroue, die wonderlike ervaring, jy gaan ander mense wees, my broer en suster, en dis die punt wat Jakobus maak. Geloof bring ons uit by 'n ander mens. Ons verander. Ek is nie dieselfde nie. Ek het daai heerlike,
ongelooflike, ek kan nie vir jou sê watter satisfaksie 'n mens het in jou siel, as God in jou lewe opgedag het en jy weet, kyk wat het hy vir my gedoen. Dis 'n bevrediging wat net nooit weggaan nie. Ons bevredigings verdwyn gedurig. Ek is honger, ek eet, my bevrediging is verby. Ek is moeg, ek slaap, my bevrediging is verby. Al die dinge wat ons as mens bevredig van moet word, kom en gaan. Die Here se bevrediging in ons lewe bly. Ek moet my regtig myself soos 'n perd met 'n toom, moet ek myself hier nou stop. Maar dis daar een ding is waaroor ek kan praat vir ure, is dit vertroue in die Here. Hy het my Amerika toe gevat, 15 jaar met broer en suster, daar wat ek verlore was. Nie geld gehad het nie, niks nie. Al my sekuriteit weggevat. Gedog ek het dit, toe ek daar aankom, dis daar niks oor nie. En daar het ek geleer, deur krisis na krisis. Dan kom die Here opgelos. Ek sal seker vir julle vertel, verskoon as ek die 15de keer vertel, hy het tot 'n vreemde vrou vir my in die middel van die nag laat bel, van Transvaal af in Johannesburg gesê, meneer Heimas, ons hoor jy het nie genoeg geld nie. Toe sy van die Transvaal se help mekaar studiefonds, en hulle het besluit om vir my geld te gee. Ek het nie gestudeer nie. Keer na keer. So ek praat uit ondervinding. Ek moes 'n dominee word voor ek 'n dominee kon word, broer en suster, dat ek kan vir jou tel hierdie goed werk, want ek is daardeur. Dat ek jou kan sterk maak. Sterk. Ek werk en ek swoeg en ek sweet in my hart in van die kansel af om jou sterk te maak. Dat jy sterk staan in jou vertroue in die Here, want wat gaan in hierdie toekoms gebeur in ons land? Ek kan nie vir u sê met enige optimisme dat dit beter sal gaan in ons land nie. Wat ek waar kry. Die Here is aan straf in ons Suid-Afrika, hy straf hierdie land elke dag. Moeilike omstandighede, sê Jakobus, bring ons uit by verandering. Meer geduld, meer rus, meer vertroue in die Here. Ons gaan stil staan by hoofstuk 4, vers 1 tot 6. Waar vandaan kom oorlog en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat aan julle lede stryd voer nie? Ek gaan stil staan daar en 'n bietjie bespreek. Jakobus waarsku vir hulle om toe te sien dat hulle welluste nie oorhand kan nie. Wat is mense welluste? Dit wat jy sterk begeer. Dit wat jy voor ingee. En dis wat daardie mense gedoen het. Dit was in kerk 'n groep mense wat se lewens heeltemal die mekaar was. En daarom gebruik Jakobus sterk taal. Hy praat in die voorafgaande 3 hoofstukke van hierdie brief. Praat hy van my broers. En hier trap hy hulle uit. Hier sê hy nie meer broers nie. Hy sê julle is egbrekers en egbreeksters. Julle is skuldig. Deur julle gedrag het julle bewys julle skuldig. Hy sê julle moenie 'n slagoffer wees van begeertes na wêreldse dinge nie. Hierdie welluste en begeertes veroorsaak konflik wat skadelik is vir julle. Dink net hoeveel gemoedsrus word ingeboet deur 'n begeerte van 'n ding wat jy nie kan bekostig nie. Jy wil net altyd hê. Vra jouself af, my broer en suster, ek hoef nie. Wat is jou reaksie as jy saans voor die TV sit en daar's advertensies na advertensies? Ek kry my goed, en dis die Here wat my gebring het tot hierso. Ek kry baie van my goed soos julle van Takealot af. En Takealot het specials. Ek stel nooit belang in ene special. Ek was daar. Versoeking na versoeking. Ek kom vir jou 'n lysie gee van goed wat ek graag wil hê en nie kan bekostig nie. En dan skuld. Pas op, moenie ingee vir versoekings nie. Dink aan die finansiële skade wat skuld aanrig omrede mense ingee vir versoekings om sekere dinge te koop wat hulle nie werklik nodig het nie. Wat is die verskil tussen 'n begeerte en 'n behoefte? Begeerte is iets wat jy nie regtig nodig het nie. 'n Behoefte is iets waarsonder jy nie kan klaarkom nie.
En dan die mense daar buite, hulle weet wat ek vir u vertel. Hulle weet wat ek nou vir jou vertel, want die Heilige Gees sê dit vir hulle. Jy het dit nie nodig. En dan besluit mense, maar hulle sal nou vir hulle self 'n rede opmaak hoekom hulle dit regtig nodig het. En dis net vir hulle wat daai rede sal geld en sin maak, vir niemand anders nie. Jakobus wys die vinger direk na hierdie Joodse gelowiges aan wie sy brief gestuur word. En nou begin hy praat van egbreekers en egbreeksters. Dit onderstreep sy erns, maar ook die erns van wat hier aan die gang is. Daai mense in hulle begeertes in hulle kerk het begin op mekaar se tone trap. Weet nie presies hoe nie, maar dis baie keer wat gebeur. Dink byvoorbeeld aan 'n familie waar 'n man 'n nuwe dierkar wil koop en 'n vrou 'n dier iets anders. Nou is daar konflik tussen hulle twee oor wat gaan ons koop, want ons kan nie albei bekostig nie. So veroorsaak, sê Jakobus, ons begeertes veroorsaak konflik. In hierdie paar verse wat ons gaan lees, identifiseer hy dan eerstens die oorsaak van hulle konflik, dan kom hy uit by die gevolge daarvan en dan die oplossing. Waarvandaan kom julle oorlog en vegterye vandaan? Kom hulle nie hiervandaan van julle welluste wat aan julle lede stryd voer nie? Bekleierery onder Christene is nie werklik oorlog nie. Hy gebruik die woord oorlog om vir hulle te stel hoe ernstig hy hierdie bekleierery sien. Daar's nie net meningsverskille in julle gemeentes en broer en suster, julle beklei so, dis niks anders as menslike oorlog nie. Tussen lidmate en lidmate, individuele geskille en onder onsies. Hierdie geskille in vyhandigheid is as gevolg van julle welluste, julle plesiere. En die woord wat hier gebruik word vir welluste of plesiere, die Griekse woord is hedonon. Hedonon is waar die Engelse woord hedonisme vandaan kom en die Afrikaanse woord hedonisme. Hedonisme is die lewensopvatting van mense waar hulle prioritiseer genot in plesier en geluk. Dis my doel in die lewe. Hedonisme, jy wil net altyd lekker hê, sover jy kan. Sug jy na dit wat lekker is. Omrede hierdie Joodse gelowiges uit was op plesier, het hulle gebots met medegelowiges met hulle plesier obsessies. Hierdie mense se najag van hulle begeertes het veroorsaak dat hulle mekaar se tone getrap en dit het tot botsings gelei. Vers 2, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord, nie letterlik nie met julle woorde, en is naaiwerig, is jaloers op mekaar. Dis die probleem as jy begin oorgee tot jou begeertes. Jou buurman koop 'n nuwe kar, hoe lank vat dit voor jy een koop? Hoe ons altyd nie wil afsteek by ander nie. Ek wil daarom nie afsteek. Julle kan niks verkry nie, julle veg maak oorlog woordeliks en julle het nie omdat julle nie bid nie. Broeder, hier identifiseer Jakobus vir ons nou wat hy bedoel by welluste. Nou begin hy die welluste wat hy van gepraat het wat baie algemeen is. Wat se welluste? Begin hy uitkom by een kategorie en dis begeertes. Eintlik is meeste welluste maar niks anders as begeertes nie. Hy identifiseer begeertes as die welluste waarvan hy gepraat het. En dan kom hy by die gevolg uit van die toegee en najag van hierdie begeertes. Dit bring gelowiges uit by moord. Dis so 'n erge skade wat daai mense aan mekaar aangerig het deur hulle woorde en optrede, dat hy die woord moord gebruik. Jy maak jou medebroer eintlik geestelik en anders dood. Hy bly lewe. So erg het daai mense hulle gedra. Seer gemaak. Tweede oorsaak, julle bid nie. Dis nou vir gebed, my broer en suster, wat veronderstel was waaroor hulle moes bid. Dis nie dat julle kry nie julle begeertes omdat julle nie bid nie, as julle bid sal julle begeertes kry. Nee, ons kry die antwoord in die volgende versie, net hierna.
Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. So as hy bid, sê julle bid nie, dinge is verkeerd omdat julle nie bid nie, dan sê hy, julle moet bid wat die Here se wil is vir julle om te kry. Julle bid vir julle plesiere, daarom kry julle nie, omdat dit nie Here se wil is nie. Daarom die goue reël waarop ek al gehamer het soveel keer, ons bid altyd wat die Here se wil is. Here, wat is u wil? Wat is u wil vir dit, vir besluite, vir uitgawes? Wat is u wil? As jy sit met jou vrou met die maandelikse begroting, wat is u wil, Here? Wat is u wil? Wat moet vir die kerk gee? Wat is u wil? U gee vir ons soveel. Sonder u kan ons nie. Wat is my verantwoordelikheid teenoor die gemeente in terme van wat ek moet gee? Ek sluit af. Die gevolge van hulle konflik. Christene kan nie verwag dat die Here vir hom of haar sal verhoor as hulle bid om begeertes te vervul nie. Ons moet let op ons motiewe, met ander woorde, as ons bid, my broer en suster, hoekom wil ons iets hê? Hoekom vra ek vir die Here wat ek vir hom vra? Is ons motiewe rein? Is dit die Here se wil wat ek bid? Want dis iets wat ons nodig het, ons kan nie daarsonder nie. Daar's 'n baie goeie riglyn wat vir ons help finansiëel in ons lewens. Ons kan nie die Here inspann om te voorsien in ons plesiertjies nie, broer en suster. En dan vers 4, egbrekers en egbreeksters, dis nie meer broers nie. Weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Ouch! Die man was, jy kan nie sê Jakobus was nie reguit nie. Hy het nie omgegee op wie se tone hy trap nie. Absoluut. Baie kategoriese stelling. Jy's of vir die Here of vir die wêreld. Jy kan nie albei wees nie. Hy kap daardie Christen. Hy identifiseer eintlik die eintlike sondebok. Wat is agter die kap van die byl? Hulle is wêreldgesindheid. Vriendskap van die wêreld beteken jou fokus op die wêreld. Jou begeertes in die wêreld, jou doele in die wêreld. Alles lê vir jou in jou hoop en drome in hierdie wêreld. En van dit is vanselfsprekend. Seëning. Die Here seën ons. Kan ek seën verwag? Natuurlik. Ons het 'n kontrak gesluit. Natuurlik, die Here gaan ons seën omdat ons met hom 'n ooreenkoms gemaak het. Ons gesê die Here sê my kinders, Here, hier's ons Here. Ja, so dit wat die Here vir ons wil, dit bid ek. En ek vra vir die Here, Here, help my in my gebedslewe. Ek is nie seker of alles wat ek bid, dit is wat U vir my wil hê nie. Dis wat so wonderlik is, my broer en suster. Dis wat so wonderlik is. Daar's niks wat jy vir die Here mee kan praat nie. Hy's jou beste vriend. Hy slaap nooit nie en hy's nooit op vakansie. Hy gaan nooit weg nie. Gaan gedurig vir die Here vra, Here, hierdie, my kinders, hoe moet ek my kinders grootmaak, Here? Moet ek hulle los? Sies tog, die lewe is so hard dat ons hulle daarom 'n bietjie van jare gun van vrede en rus voordat hulle die juk van die lewe begin dra. Suid-Afrikaanse manier. Amerikaanse manier? Wat ek nie my kind voorberei, vertel, inlig en paraat gereed maak vir die lewe, gaan vir hom en haar bykom in hulle volwasse lewens. Voorbereiding. Wat wag vir my in die volwasse lewe? Ek moet nou my kind begin voorberei daarvoor. Wat is die gevare wat daar wag? Ek moet nou kom. Hoe gaan hulle die regte man kies? Ek moet nou begin. Kategese dominee. Amerikaanse model. Dis vir jou om te besluit. Egbrekers en egbreeksters. Weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Vriendskap van die wêreld, daai fokus. Die Christen lewe, broer en suster, is waar ons fokus en afhanklikheid is die Here.
Here seën my, Here plan vir my lewe, Here gee vir my die man wat ek moet trou, Here gee vir my die werk wat ek moet doen, Here gee vir my waar ek moet werk, Here help my elke dag, die Here, die Here, die Here. Jy's baie meer bewus van dit wat jy nodig het, jy's baie meer bewus van jou onmag om te kry en te hê wat jy nodig het. Wat werklik so is, sal jy jou eie geluk bewerkstellig? Nee my broer en suster, as jy die verkeerde man of vrou trou, kan jy vergeet. Om maar vir u een voorbeeld te noem. Christelike lewe, die Here en sy wil vir my. Die Here werk in Christene se harte om te soek wat sy wil is en nie die vervulling van die wêreldse nie. Ja, ek bring my versoekings na die Here toe. Here, help my, ek het 'n versoeking om daai kar te koop. Natuurlik, ons het te doen met alles wat mense wat nie Christene ook te doen het. Ons is mense. Ons kry met alles te doen. Kom gee vir jou 'n goeie voorbeeld. Ek het hom al gegee, maar hy is te goed, ek kan hom nie oppas nie. 50 jaar gelede, my broer en suster, almal in Suid-Afrika wat goed vervaardig het mekaar gewedywer oor die beste produk. Nie die goedkoopste nie. Wat was die beste produk? Vra maar vir mense wat oud is. Hulle het geld gemaak. Ek het een keer hierdie pos, het ek al vir julle vertel, T-hempies gekry. Die dikste in my lewe, ek het hulle vir jare gedra. Kwaliteit. Vandag, nee, ek haal dit my vooruit. Maar daai mense wat goed gemaak het, die meeste van hulle 50 jaar gelede, was op 'n Sondag in die kerk. Nee, ek het al vir julle vertel, herinner, as jy wil werk kry by jou werkgewer destyds, waar is jou getuieskrif van jou dominee? Daarom het die Here daai mense wat goed vervaardig het, elke dag gehelp met hulle versoekings om te veel te vra, met hulle versoekings wat vandag se vervaardigers te doen het om my produk so goedkoop, so se kwaliteit so laag as moontlik te maak en die prys so moontlik sodat ek soveel as moontlik geld maak. Het die Here daai mense gehelp in hulle versoekings om hulle te hou by kwaliteit, om hulle te hou by 'n prys wat die Here tevrede stel en nie ek nie. Vandag net die teenoorgestelde. Die kleine absolute minderheid van daai vervaardigers is op 'n Sondag in die kerk en hulle, my broer en suster, se lewe is hel. Dominee, as ek my produk se kwaliteit nie bring waar hierdie mense hulle sal bring om teen hulle prys te verkoop nie, kan ek nie geld maak nie. Die meerderheid van hulle, die Here is nie daar om vir jou te help wanneer jy mense verneek nie. Wanneer jy jou kwaliteit so swak maak dat dit basies net hou in jou jaar. Ek het 'n mikrogolf gewoond gehad, 'n 2 dae na sy jaar, dink dit was 'n jaar waarborg verstryk het die mikrogolf die gees gegee. Ek het hande geklap. Sarkasties. Yes, like dat daai ou so goed is. Dat daai ou so goed is dat hy hierdie ding gemerk het om te hou net totdat die waarborg verby is. So die meerderheid mense, my broer en suster, het nie die Here wat vir jou help met jou versoekings nie. Daarom gee almal in. Daarom as ek kaas koop, kan ek nie eers meer kaas koop wat staan op die etiket nie. En dan vra jy jouself af, hoekom ons land so toestand? Ek moet nou stop. Vers 5. Ekskuus tog. Of meen julle dat die skrifte begeer sê met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Hierdie gedeelte raak 'n bietjie moeilik, maar wat dit basies beteken, broers, is dat die Here is 'n jaloerse God wat verwag ons moet ons lojaliteit teenoor hom behou en nie teenoor die wêreld nie. Daarom werk die Heilige Gees in ons lewe om te begeer wat die Here vir ons begeer. Ons kry daai begeertes. Soos geestelike groei, soos meer vertroue in die Here, meer geduld. Meer van die Here in ons lewe. Amen. Hemelse Vader, baie dankie. Skerp woorde wat so duidelike portret is van vandag se wêreld daar buite, maar ook wat insluip in ons lewens kom verpes, deur mekaar krap. Help vir ons, Here, met hierdie goed wat ons so aanval en waar agter die duiwel staan en dit energeer. Help vir ons daarmee dat ons sal sterk staan. Help vir ons om nie ons fokus op U te verloor nie.
Die fokus wat vir ons altyd herinner, hierdie is net die begin. Net die voorportaal van ons lewe. Dan na die dood die res. Hierdie lewe moet ons lewe sodat die res vir ons in plek val. Dat ons kan sê eendag ons op die Here vertrou vir dit of vir dat. Baie dankie dat ons op U kan steun, op die Heilige Gees, Here, om vir ons in staat te stel om dit te doen, want U verwag nie vir ons om dit te doen sonder U Gees nie. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.